Klein toentjies op my voete en ek wys vir jou die pad. Maar jou tuimeltrein van liefde sal sy eie spore trap. Ek wens ek kon die wreedheid van die wêreld vir jou spaar. Maar ek kan nie, en ek hoef nie. Want ek weet hoe sterre lyk. En ek sien in jou wat ek sien as ek na die sterre kyk. Iets mooier en slimmer en brawer as ek. Jy is die lig in hierdie donker plek. Ons weet die wolke gaan oorkom en die reën gaan val. Mag jy altyd onthou, dit reën op almal. Dit raak koud in die veld en soms alleen. Herinner jouself hoe ons gebid het vir reën. Wanneer alles te veel is en jy voel jy kan gil, gaan staan vir 'n oomblik 'n klein bietjie stil. Want niks kan groei sonder water nie. Gelukkig is daar damme vol water hier. Hoe lekker is dit, né? Mooi. Die sanger en digter en akteur is hier by ons môre in die ateljee, Christia Visser. Ons praat oor haar nuwe digitale digbundel wat vandag vrygestel word. Goeiemôre, Christia. Goeiemôre. Lekker om jou hier te hê. Dit is altyd lekker. Hoor jy, die ding se naam is Verweer, die digbundel, né? Ja, inderdaad. Vir soos in twee woorde, verweer. Verweer, ja. En of verweer soos in nee. Verweer een woord is soos in uitgespoel. Ja, so ek het hom juist so gekies twee woorde want dit het vir my baie betekenisse. My brein sien mos altyd 100 tonneltjies. En dit gaan oor ek is vir al die verskillende tipes weer wat die lewe dalk vir ons mag bring. Ek is vir weer probeer. Partykeer word ons verweer deur die weer wat die lewe vir ons bring. En hierdie is my verweer teen die lewe. Absoluut. So vat wat jy daar uit wil vat, man. Dit is baie mooi want jy doen al 'n rukkie op jou sosiale media wat jy so stelselmatig, jy weet, video's vrystel. Het jy gaan wag, ek gaan dit eers uittoets om te kyk wat is mense se reaksie of is die plan altyd op die einde om jou eie digbundel vry te stel? Nooit 'n plan nie. Okay. Nee, ek het in my nagklere gesit op my swaai buite. En toe sien ek die blaartjies so waai en toe begin ek skryf. Ek skryf al vandat ek so 7 jaar oud is. Dit gebeur net en dan as dit regtig mooi is en ek kan dit onthou, dan gaan skryf ek dit neer dan. So ek het boekies en boekies. En toe ek weet nie, in 'n oomblik van waansin besluit, "Haai, ek gaan dit nou opneem." en toe dit op sosiale media so 'n klein bietjie explode en mense het regtig aanklank gevind daarbey. Ja. Dit is moeilik want dit is so 'n intieme deel van jou wat jy deel en jy wonder partykeer is dit net vir my mooi, I don't know. En Sony Selector het actually raak gesien en hulle het vir my kom sê hier's 'n plan. Sure. Kom en straai dit. En ek is dankbaar, dis awesome. Sony Select is eintlik interessant. Hulle is veronderstel om musiek te doen, né? En hier doen hulle nou hierdie. Dis 'n baie lekker vertakking. Dis baie amper 'n natuurlike vertakking. En dis 'n organiese groei. Jy is 'n performer. Jy skryf, soos jy sê, al van kleins af en hierdie gedigte is joune. So die eerlikste performer van daai werk sal jy wees. Ja, en ek dink dit is eintlik so belangrik want ek het altyd nog want ek skryf my liedjies mos nou en dis moeilik want jy kan nie 'n hele gedig noodwendig in 'n liedjie sit nie want don't kill the braai en dan met 'n chorus in 'n hoek en al daai dinge wees. Maar ek het altyd van my gedigte gedeel op my skrywersgroepie wat nou dan Select is en hulle net sodat hulle my beter verstaan want ek voel as kunstenaar as ons gaan saamwerk, verstaan waar ek is want dis wat ek wil vir die mense wys is maar jy weet die rouheid daarvan. En so hulle het altyd geweet ek doen dit. So ek dink vir hulle was dit ook so of miskien het hulle nie voorheen daaraan gedink nie, maar toe hulle sien dat mense wel ook aanklank vind daarbey, dit maak sin dat ek daai kant van my deel want in musiek jy kan een lyntjie uit 'n hele paragraaf kan jy in die musiek sit. En dan moet jy hoop mense verstaan wat jy sê. Waar in 'n gedig kan ek regtig delf en dis my lekker. Is dit hoekom jy sê hierdie is jou eerlikste kwesbare ruimte nog? Absoluut. Ek beplan nie waaroor ek gaan skryf nie. Dit borrel uit my uit. Dis regtig soos 'n diary al van kleins af. Dis 'n manier vir my om sin te maak van my ADHD brein en alles wat ek voel en dink en die oomblik as ek dit uitkry op papier dan voel dit vir my ek voel 'n klein bietjie meer vry en ek hoef nie meer so te dink daaroor nie. Ja. Ja, dit gebeur vinnig. Ek het gister ook net so vinnige gedig geskryf. Man 5-10 minute dan is daar iets en dan kan ek hom nou gaan verfyn as ek sou wou of wat ook al maar meeste van hierdie is regtig net soos hy uit my uitgeklim het wil ek amper sê. Is visuele digkuns. Dis eintlik briljante medium. Maar wag, jy waaroor
dig jy? In hierdie spesifieke digitale digbundel, ek dit moet 'n digblad wees, seker dat was. Ek weet nie. Wat is die temas? Ek bedoel, what moves you? Waaroor gaan Dis vir my eintlik, dis interessant want ek beplan dit ook nie. Ek laat my lewe lei my. Right, so my pa het altyd gesê as jy nie weet waar om te praat of waar om te skryf nie, skryf oor iets wat vir jou saak maak en jy sal vind dat baie ander mense met dieselfde tipe kwessies worstel. So ek het hierdie is alles gedigte wat ek hierdie jaar geskryf het en dit was 'n rowwe jaar geweest, was 'n jaar van baie reën en baie storms, maar ook 'n jaar van baie reënboë. En so weer was vir my 'n baie groot tema. Maar ek het so baie gegroei in hierdie jaar. So hierdie is regtig as jy die gedigte van begin tot einde gaan luister, dit vertel amper die storie van my laaste jaar. En ek dink as jy elkeen gaan uithaal, gaan jy iets uit elkeen kan vind in jou lewe as persoon, want waar sekere goed vir my baie persoonlik is en ek kan diep in 'n lyntjie ingaan en vir jou sê hierdie is die ding waar dit vir my gaan. Dis die mooi van kuns is vir my dat elkeen daaruit gaan haal wat hulle mee aanklank. sy betekenis? Ja, en ons almal gaan deur iets. Ons almal het geluk, ons almal het seer, ons almal het alles. So dis die mooi van mens wees. Wel, dis mesmerizing om te kyk. Dis mesmerizing om in jou oë te kyk en te gaan sy verstaan wat sy skryf en sy wys dit. Dis magic. Dankie. Ek hou van die feit dat jy sê, jy weet, dis 'n hele journey, so jy kan kyk waar jy begin het en mens kan die ups and downs sien tot waar jy nou is en dit laat mens ook baie keer terugdink. Baie keer wens mense 'n oomblik weg, maar as daai oomblik weg is daai hele reis eintlik nie wat dit moet wees nie. Absoluut, en ek sê daar's baie dinge wat in my lewe gebeur het, wat 'n mens wel voel jy's ek wens ek het ander besluite geneem. Ek wens daai het nie gebeur nie, maar die realiteit is as dit nie gebeur het nie, sou ek nie die mens gewees het wat ek vandag is nie. En ek is trots op die mens wat ek is en ek mag trots wees daarop. Want solank ons aanhou groei, want jy kan nie groei sonder water nie. Dis wat hierdie gedig nou gesê het, is dat jy het water nodig om te groei. So ons kla baie keer oor die reën, maar tog bid ons ook daarvoor nie. Ek moet vir jou sê, toe ek dit gekyk op sosiale media, die wat jy nou al gepost het en Swan, ek is nie iemand wat baie maklik aanklank vind by digkuns nie, want dit is altyd vir my baie keer so half bo in my kop en dan weet ek nie eintlik wat ek moet kry daai uit nie, maar hierdie was nie dit vir my nie. En dis dalk wat jy ook gepraat het van hoe jy dit half perform ook. Ek kon dit verstaan, ek kon die emosie verstaan, ek het begrip gehad, ek het my eie interpretasie daarvan gehad. Dis werklik verskriklik mooi gedoen dat iemand soos ek selfs aanklank kan vind waar mense gewoonlik, jy weet, voel ek is nou te stupid om hierdie te verstaan. Ek het actually gister met iemand ook hieroor gepraat wat ek gesê het, die ding is ek dink mense overthink dit baie keer, want ons dink digkuns moet 'n ding wees wat verskriklike groot woorde gebruik en is hierdie spesifieke kuns wat niemand kan aanraak nie, jy weet. En dit was ek het nooit begin skryf om gedigte te skryf. Ek het net geskryf om goed uit te kry. En ek skryf nie met die idee dat dit moet mooi klink nie. Ek skryf met die idee dat hierdie gedig gaan 'n prentjie verf. En dit is wat dit is. Dit hoef nie groot woorde te wees nie. As daar 'n groot woord uitpop, dan voel ek goed. Maar vir my moet dit regtig dis spraaktaal en dis iets wat jy nie te veel oor hoef te dink om mee te kan connect nie. Sien jy, dit twee woorde gebruik. Terapie, spraaktaal. Ek leer. Is digkuns vir jou? Is poems skryf vir jou 'n vorm van terapie, want dit kan dit wees, of is dit 'n vorm van net op 'n sekere kreatiewe manier lewe? Want is dit 'n deel van jou wat jy dink selfs al is daar nie struwelinge en hartsbekommernisse in die lewe nie, sal jy nog steeds wil dig? Is dit nog steeds in jou om dit te doen, of is hierdie 'n verwerking, as jy dit sê dan is dit terapie of Ek dink dit gaan albei kante toe, want ons tye in my lewe, veral wanneer ek deur baie stres gaan, wat ek partykeer glad nie skryf nie vir maande. Want dis amper vir my te veel om te verwerk. En dan kom daar 'n oomblik wat ek skielik net randomly ergens sal wees, ek sal hier sit en wag en dan skielik kan pop iets by my op en dan begin dit vloei. So dis nie iets wat ek forceer nie, dis iets wat ek kan forceer sou ek moes, ek is 'n skrywer, maar dis nie iets veral hierdie wat so persoonlik is vir my, is glad nie iets wat ek forceer nie. Dit kom wanneer dit moet uitkom en wanneer my liggaam en my brein en my siel gereed is daarvoor en ek maak nie daai besluit nie. Ek dink ons gaan deur so baie dinge. Partykeer is jy amper so gelukkig
dat jy is nie lus om te skryf nie, want Ja. alles nou is net, jy's present vir die eerste keer in 'n lang tyd. En dan mag daai oomblik ook so wees. Ek dink nie dis iets wat 'n mens moet forceer nie, maar ek dink ook vir elke persoon is dit anders. Behalwe vir die digkuns, wat lê voor vir die res van die jaar? Kan ons nog musiek verwag? Is daar nog toneelspel? Want soos Peer genoem het, jy doen alles. So as ek dit nie kan doen nie, wat lê alles voor? Man, ek het tot en met nou toe was hierdie jaar vol toneelspel gewees. So daar is ek wil nie sê wat nie, want ek weet nie of ek mag nie en ek wil nie in die moeilikheid kom nie, maar daar is 'n reeks wat gaan uitkom. TV-reeks? Ja, Okay. daar is ook nog 'n CP wat ek in gaan hardloop. En hopelik kom maar nog van dit. Kyk, ek wil nooit ophou speel nie. Ja. Of dit nou is om te sing of om te skryf of om toneel te speel of ek kan nie teken nie. Ek los dit vir my suster. maar wat ook al uit my uit moet uit my uitkom en dis vir my dis lekker. So definitief nog musiek. Ja. Op hierdie stadium fokus ons nou eers op hierdie. Dit is 'n hele nuwe journey. Ja. Maar moenie dink dat ek gaan ophou musiek maak nie. Ek geniet die shows. Wat nou lekker is ook is ek kan my gedigte in my shows inkorporeer en dit raak alles net meer interessant vir my brein wat meer interessantheid nodig het. Dis is 'n volle produksie. Dis totaal Ja. En alles is een soos Engels sê body of work. Ja. Wie die 22ste is jy by die boer. Ja, inderdaad. Lekker, ek So sien mense uit. gaan daar 'n bietjie van die gedigte ook daarin wees. Ja, dit gaan die eerste keer wees wat ek van die gedigte gaan inbring en 'n bietjie van 'n akoestiek set ook gaan inbring saam met my doefdoefs. Ja, 'n bietjie van alles. Hoekom Nice. nie? Hoorie, ons het so 'n week terug Moedersdag gevier. Wat beteken Moedersdag vir jou? My ma en my meisiekind is die twee mense in die wêreld wat ek die liefste vir is. Hulle is net ongelooflik. Ek kon regtig nie vir 'n beter ma of 'n beter dogter gevra het nie. Moederskap vir my is unconditional love. Absolute ek weet nie eers hoe om dit te sê nie. Dit is unconditional love want jy is bereid om alles wat jy is stop te sit vir die ander persoon, maar jy gaan nooit hoef nie. Want die liefde gaan beide kante toe en ek dink is absoluut onvervangbaar. Ja. As jy dink, daai is verskriklik mooi gesê, Sure. Christia. Ek's mal daaroor en ek smal oor die feit dat daai jou twee mense is vir wie jy die liefste is. Dit spreek so mooi ook van wie jy is nie as vrou. Wat is daai les wat jy hoop jou meisiekind eendag by jou leer? As jy dink aan daai een ding, daai nalatenskap wat sy hoop, dis wat ek by my ma geleer het. Wat hoop jy is dit? My braaf is groter as my bang. Wow. Ja. Ja. En joune is, mens stel dit op en 'n mens leer dit by jou. Dankie vir dit. Dankie. Nou ja, ons gaan 'n bietjie kyk na nog 'n klein stukkie, nog ietsie. Maar baie dankie dat jy vanmôre draai kom maak het. Dit is so 'n amazing journey en dit is so kwesbaar en dit is so eerlik. Ons waardeer dit verskriklik. Dankie dat julle my nooi. Nou ja, Christia Visser. Vir weer. Ja, waar kan mense hierdie digitale bundel kry? Waar ook al jy musiek luister, gaan jy hierdie een kan vind. So Kan dis download. nogal 'n lekker job. Hy's op Spotify, hy's op Apple, hy's op al hierdie lekker plekke en dan die video's is ook alles op YouTube beskikbaar. Op YouTube, alright. Vir weer, 2 woorde. Laai hom af op Spotify of enige stroomplatform wat jy wil. Maar hierso om af te sluit, nog 'n laaste keer. Hier's nog eene. Ek was al herfsblare. Versprei en vergete oor my beter wete, verlate vir later gelos. Gedink ek sonstrale. Verlig en verdonker die skadustryf onder versake van die hart. Maar as jy mooi luister, sal jy my deur die berge hoor sing en as jy ooit twyfel, my love, ek is die wind. Ek sal jou deur al die krake kan vind, al my liefde aan jou wonde vasbind en as jy ooit sou bang word, ek is vinnig soos die wind. Dis die lewe van 'n sprokieskind, ek sal staan tot jy jou voete vind en as jy dink jy's stikkend. My love, jy is die wind.